ons buig net ons hoofde, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand die voorreg het om te kan bid. U sê vir ons moet bid sonder ophou. U sê vir ons, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. U vertel in Lukas 18 die verhaal van hierdie vrou wat by die onregverdige regter gepleit het. En u sê dat u juist die verhaal vertel het, sodat ons moet bid en nie moedeloos word nie. En ons bely, Here, dat ons soms, wanneer ons bid en dinge gebeur nie soos ons voorgevra het nie, dat ons moedeloos raak. En daarom roep u ons op, om gedurig deur te bid. En u sê vir ons daar in Jakobus die 5de hoofstuk, dat die gebed van die regverdige, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En Here, ons bid nie omdat daar krag in gebed is nie. Ons bid omdat u die almagtige God, alle mag en krag in die hemel en op aarde het, en ons die opdrag gee om te bid. Daar's geen krag in ons gebede nie, daar's krag in u self, en Here, u doen soos dit u behaag en binne u wil, maar u roep ons op om te bid, en in gehoorsaamheid buig ons en vra ons, dierbare Here, leer ons meer en meer, hoe om te bid binne u wil, en u te verheerlik deur ons gebede. Baie dankie vir vanaand se erediens, dankie vir elkeen teenwoordig, elkeen wat ingeskakel is. Here, mag u ons ryklik seën. Dit is so kosbaar om so ietsie van hemel op aarde te ervaar, so wanneer ons saamkom as u kinders. En mag u Vader verheerlik word deur u seën in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons bid nou ook, Here, dat u self deur die prediking van u woord, u naam sal verheerlik, en dierbare Here, dat kosbare siele gered sal word, u kinders geheilig sal word, en dat u ons sal voorberei vir u koms, Here, wat spoedig sal plaasvind. Wanneer weet ons nie, maar ons weet u woord sê vir ons, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer die basuin gaan blaas, en ons die Here Jesus Christus in sy heerlikheid sal ontmoet. Daarom hou ons trou, hou ons wagtend en wakend, gereed vir die koms, sodat ons die mooi so van u kan ontvang. Amen. Nou, ons gaan vanaand uit Psalm 10 met u boodskap deel, vriende. Nou, dit is die eerste van 2. Vanaand gaan ek met u praat. Die eerste boodskap uit Psalm 10 is, hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld? En dan die tweede deel gaan volgende week Sondag aand plaasvind, wanneer ek met u gaan praat oor beloftes aan die ootmoediges. So vanaand deel 1, hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld? En volgende week die gedagte van beloftes aan die ootmoediges. Nou, ek wil vir u sê, en ek het dit vanmôre ook gesê in die diens, dat die Bybel is 'n relevante boek. Ek het so onlangs met mense gepraat en vir hulle gesê, moenie met my kom stry oor die Bybel as jy die Bybel nie gelees het nie. Daar's te veel mense wat baie wil praat oor die Bybel, maar het nog nie eens moeite gedoen om die Bybel te lees nie. Dis dieselfde, ek gaan na 'n professor in biologie of in wetenskap of wat ook al, en ek wil met hom redenerend stry oor dinge, oor feite. Ek praat nie van die dagdromery wat hulle het oor evolusie nie, maar die gedagte oor feite en eksperimente wat hulle gemaak het, en ek het nie eens gekyk daarna of so 'n bietjie kennis probeer opdoen daarvan. En dis die tyd waarin ons lewe. Mense wil sommer maar net jy die sy uitskiet en 'n paar gedagtes met jou deel en kwyt raak, en hulle het dit gehoor by iemand wat gehoor het by iemand wat by iemand gehoor het, wat heel moontlik nog nooit die Bybel gelees het nie. En ek wil u vra ook, wanneer u oor 'n preek met iemand praat wat ons gepreek het, moenie sê, die dominee van die EG Kerk het gesê nie. Maak seker dat wat ek sê is wat die Bybel sê. En dan sê u, ons het Sondag in die gemeente dit gehoor, en hier is die bewys in die Bybel, binne die konteks van die breë skopus van die Bybel, want dit is wat ons moet doen as kinders van die Here, om die woord grammaties histories te verklaar, binne die konteks van die Bybel. En dis iets wat vir my van die EG Kerk belangrik is, in ons evangeliese belydenis. In die begin staan daar, dat die enigste verklaringsmetode, wat die evangelies gereformeerde kerk van Suid-Afrika aanvaar, is die grammaties historiese verklaring van die Bybel. Eenvoudig, binne die konteks, skrif met skrif, en dat ons ook kan sien wat die Here vir ons wil leer, want die Here gaan nie vir ons goed leer wat vreemd is van die Bybel nie. En ons is nie veronderstel om iets van buitekant af in die Bybel in te lees en te sê, so sê die Here nie.
Eksegese is om te sê, so sê die Here. Eisegese is om van buitekant af dan 'n gedagte te bring en 'n versie te soek om daarby te pas. Nou laat ek vir u vanaand sê, jy kan selfmoord regverdig uit die Bybel. Jy kan dronkenskap regverdig uit die Bybel. Jy kan hoerery regverdig uit die Bybel, as jy die skrif buite konteks spreek. Daarom, konteks is koning. Kom ons kyk of ons vanaand by die konteks kan uitkom, en vir u vanaand uit Psalm 10 kan verduidelik, hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld. En u weet vriende, ek het vir u al dit baie keer gesê, as u nie seker is oor iets nie, as u onseker is oor iets wat ek preek, is u met groot liefde welkom om met my te kom praat. Ek is nie die gesag nie. God se woord is die gesag. U voor op ons kansel staan, so sê die dominee, né? So sê die EG Kerk. So sê die Here. Dis ons lese van ons kerk, en dis die waardering wat ek het, dat ons kerk se lese is, so sê die Here, en daarom poog ek om volgens die grammaties, historiese verklaring by die so sê die Here uit te kom. En ek vertrou as u nie iets verstaan nie, dat u met my sal praat daaroor, en dat ons met mekaar sal deel, en dat die Here verheerlik sal word. Kom ons lees Psalm 10. O Here, waarom staan u so ver weg, en hou u verborge in tye van benoudheid? Wie van u dit al gevra? Ons almal? Here, sien u nie wat nou aangaan nie? Waarom staan u so ver? Waarom lyk dit of u nie belangstel nie? Vers 2, in sy trotsheid vervolg die goddelose die elendige. Laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel, en hy seën hom wat onregverdige wins maak. Hy verag die Here. Die goddelose, met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. Ek wil hê jy moet die gedagtes in die woord raak sien, hoe hy moet prentjies praat. Die goddelose met sy neus in die lug, en wat hy sê. Vers 5, die goddelose se wees altyd voorspoedig. Hoog daarbo is u gerigte weg van hom af. Al sy teenstanders, hy blaas op hulle. Hy sê in sy hart, ek sal nie wankel nie. Van geslag tot geslag is ek die een wat nie in die ongeluk sal wees nie. Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking. Onder sy tong is moeite en onreg. Hy sit in die hinderlae by die dorpe, in skuilplekke maak hy die onskuldige dood. Sy oë loer op die ongelukkige. Nou vriende, hier praat dit nie van 'n verkeerskonstabel nie. Baie mense sê daar's 'n verkeerskonstabel in die Bybel, en hier staan dit, hy sit in die hinderlae by die dorpe, en hy maak die onskuldige dood, en hy loer op die ongelukkige. Dis niks te doen met die verkeersouens wat wegkruip vir ons, om ons te vang nie. Jy moenie oor die spoed ry nie. Vers 9. Hy loer in die skuilhoek, soos 'n leeu in sy lêplek. Hy loer om die elendige te vang. Hy vang die elendige deur sy net toe te trek, en verbryseld sink die te neer, en die ongelukkiges val in sy mag. Hy sê in sy hart, God vergeet dit. Hy verberg sy aangesig, vir ewig sien hy dit nie. Vers 12 sê, staan op, Here, o God, hef u hand op, vergeet die elendiges nie. Die goddelose, waarom verag hy God en sê in sy hart, u soek dit nie? U het dit gesien, want u aanskou die moeite en die verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Aan u gee die ongelukkige dit oor. U was 'n helper van die wees. Verbreek die arm van die goddelose en slegte. Besoek sy goddeloosheid totdat u niks vind nie. Die Here is koning vir ewig en altyd. Die heidene het vergaan uit sy land. Here, u het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk. U oor sal luister om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie. Ons lees dit tot sover saam uit God se wonderlike woord en vertrou dat die Here die woord aan ons harte sal seën en sal heilig. Die teks van oordeenking vanaand dan Psalm 10 vers 1. O Here, waarom staan u so ver weg en hou u verborge in tye van benoudheid? In sy trotsheid vervolg die goddelose die elendige. Laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Die tema dan vanaand is,
Hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld? Hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld? Nou, dit is deel 1 van ons boodskappe uit Psalm 10. Volgende week Sondagoggend gaan ek met u praat oor beloftes aan die ootmoediges, ook uit Psalm 10. Nou vriende, as ons vanaand bietjie met u gaan praat uit Psalm 10 oor die gedagte, hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld, dan glo ek u sal met my saamstem dat ons 'n tyd beleef in Suid-Afrika en in die wêreld wat redelik ongekend is vir ons, in besonder omdat ons in 'n redelike veilige en 'n redelike beskutte tyd groot geword het. Nou Suid-Afrika, soos die res van die wêreld, is besig om weg te sink in ellende, in hartseer, in bedrog, in leuns, in oorlog sterf mense, pestsiektes wat uitbreek, geslagsiektes, allerhande dinge wat gebeur, en ons staan baie keer en ons kyk na wat voor ons aan die gang is, en ons vra, Here, waar is u in hierdie hele saak, en waarom help u nie, en waarom red u nie die behoeftiges en die elendiges wat gebuk gaan onder al hierdie dinge nie? Ag vriende, as u die nuus aansit, sal u sien hoe die jeug en hoe misdadigers en rampokkers hierdie land letterlik in die grond in brand. Dinge afbreek en elke politieke party het, lyk my, die reg in hierdie land om te doen wat hulle wil, en ons is nie alleen nie. Ons dink maar aan Amerika onlangs, en hoe hulle Amerika amper afgebrand het oor 'n misdadiger wat deur 'n polisieman doodgemaak is. En ek sê nie daardeur die polisieman was reg nie. Wat ek net sê is, hierdie misdadiger het gesterf en die reg moes sy gang gegaan het, maar mense kom en hulle breek en hulle plunder, omdat hulle dink elkeen van hulle kan reg in eie hande neem en maak en doen soos hulle wil. Jy kan maar na Engeland en Parys en daardie plekke gaan, en daardie mense leef in vrees, want hulle weet nie wanneer 'n selfmoordbomaanvaller in 'n trein gaan klim of in 'n gebou gaan instap en 'n klomp mense die ewigheid inblaas nie. Dis die tyd waarin ons onsself bevind. Ons sien daagliks hoe diefstal, bedrog, rooftogte, verkrachtings, korrupsie onder staatsdepartemente en leiers besig is om ons land te verarm, en so ook die wêreld. Een van die grootste moondhede, Amerika, het onlangs 'n president verkies wat baie keer nie eens behoorlik weet waar hy is nie. En ons vra onsself die vraag af, hoekom laat God hierdie goed toe, en wat is besig om te gebeur, en waarom is alles besig om uit mekaar uit te val? En dan wil ek vir u sê, vriende, ons moet na die woord van die Here gaan, want die Bybel sê, u woord is die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad. Dikwels voel ons uitgelewer. Ons voel so vatbaar, ons voel so absoluut blootgestel, en ek dink maar aan ons eie huis wat hier om die draai sit. Jy het 'n 6 voet muur, jy het elektriese omheining bo-op, jy het 'n alarmstelsel wat gekoppel is met reaksie-eenheid, en in die aand gaan slaap jy en jy wonder by jouself, is al hierdie goed genoeg om my veilig te hou? En dan kom jy weer uit by die gedagte, dat niks van hierdie goed my veilig hou nie, maar die Here God self, wat dan ook vir my in die holte van sy hand hou. Nou vriende, as ons Psalm 10 kyk, dan wil ek vir u sê dat die skrywer van Psalm 10 in baie erger omstandighede geleef het as u en ek. En ek gaan vanaand vir u wys wat gebeur in Psalm 10 en die agtergrond daarvan, en hoe ons as kinders van die Here dieselfde gesindheid en dieselfde gedagte moet koester as die skrywer van Psalm 10. Nou ons het gelees dat Psalm 10 geskryf word, maar ons het nie gesien wie die skrywer is nie. Gewoonlik sien ons 'n Psalm van Dawid of Psalm van Asaf, en nou in my navorsing het ek gesien dat Psalm 9 en 10 in die oorspronklike manuskripte, of baie van hulle, een Psalm is. Die vertalers het dit later opgedeel in 2 psalms, maar daar is eintlik maar een gedagte wat gedeel word in Psalm 9 en 10, en daarom kan ons met redelike sekerheid sê dat Dawid ook die skrywer van Psalm 10 is. U kan sien van daarof Psalm 11 en 12 en verder is ook psalms van Dawid. Nou in Psalm 9 het ons laasweek gekyk na die gedagte, God is in beheer ten spyte van die omstandighede. Vanaand dan kyk ons vanuit Psalm 10 na die gedagte,
Hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld? Nou vriende, in my navorsing het ek agtergekom dat dit noodsaaklik is om ook die agtergrond van die skrywer van hierdie Psalm, koning Dawid, met u te deel. Nou Dawid se grootwordjare, mense vra en praat baie keer oor Dawid se grootwordjare en hulle sien hom in die paleis. En hulle sien hom waar hy bedien word deur die diensknegte. En hulle sien hom as hierdie ridder op die wit perd wat oorlog na oorlog gewen het. Luister, sy omstandighede en die grootwordjare van Dawid was alles behalwe rooskleurig gewees. Nou wanneer het Dawid groot geword of in watter tyd het hy groot geword? As jy die Bybel reg gaan verstaan, het Dawid groot geword aan die einde van die rigterstydperk. Jy sal onthou dat in die rigterstydperk sê die Bybel in Rigter 17 vers 6, in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg is in sy oë. Met ander woorde, Dawid het geleef in 'n tyd waar elkeen gemaak het net soos hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil. Die Bybel leer vir ons dat hierdie die tydperk was waarin Dawid groot geword het. Baie belangrik, in Dawid se tyd was daar geen polisiemag gewees nie. Daar was geen weermag nie. Daar was geen staatsdepartemente of staatshulp gewees nie. Elkeen het letterlik gedoen soos hy graag wou. En soos die spreekwoord sê, die sterkste het oorleef. Jy kan maar gaan lees in die Bybel hoe die rampokkers bendes gevorm het. En dan het hulle gegaan van dorp tot dorp. En hulle het vrouens verkrag en goed gesteel. En hulle het gemaak en gedoen soos hulle dan goed gevind het. En as jy in hulle pad gestaan het, was jy eenvoudig doodgemaak. En daar was geen, ek wil amper sê, gedagte agter dit gewees. Wanneer hulle in hulle plek gekom het oor die behoud van mense lewens nie, maar eenvoudig gesteel, geplunder en gedoen soos hulle wil. Ek gee vir u so een of twee gedagtes in die Rigtersbrief om vir u te wys die tydsomstandighede waarin Dawid homself bevind het en ook toe hy hierdie Psalm geskryf het met dit in gedagte. Daar staan Rigter 6 vers 2 en die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry, vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting van of na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hul vee en hulle tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Ek wil hê u moet die tydsomstandighede van Dawid sien, waar sy ouers in groot geword het. Heel moontlik op daai stadium was hy 'n baie klein seentjie gewees. Die gedagte net is dat Israel verarm het deur hierdie rampokkers en bendes wat gemaak het wat hulle wil, en dan ook die mense wat inval gedoen het in die land, die vyhandige magte wat daar was. Ek lees vir u nog 'n geval in Rigters 9. Abimelech, die seun van Gideon, hoor wat gebeur, nie net van vyhandige magte wat in Israel ingekom het nie, maar selfs onder hulle eie geleedere lees ons. Nou Abimelech was die seun van Gideon, en wie was Gideon gewees? Hy was 'n rigter, hy was 'n held wat die volk Israel verlossing geskenk het. Hoor wat gebeur. Rigters 9 vers 5. En hy het in die huis van sy vader gegaan in Ofra, en sy broers, die seuns van Jeribaal, 70 man op een klip vermoor. Maar Jotam, die jongste seun van Jeribaal, het oorgebly, want hy het weggekruip. Een word gespaar, omdat een broer besluit, ek maak almal dood wat die troon of die leiersposisie kan inneem, ek maak almal voor die voet dood, en u kan die geskiedenis gaan lees van hierdie man, en hoe die Here dan ook homself geoordeel het. Ek lees vir u verder Rigters 13, lees ons van Simson, verskoon die spelfout daar, Simson se huwelik. Die Bybel sê, hy gee raaisel aan die bruilofsgaste,
Toe hulle dit nie kon verklaar nie, dreig hulle om die bruid se huis met die ouers en al af te brand. En wat sê die Bybel vir ons? Wat doen Samson? Hy gaan slaan 30 Filistyne dood en hy vat hulle klere en hy gee dit aan hierdie mense as vergoeding. In daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen net soos wat hy wil. En u kan gaan lees vanaand as u by die huis wil. Ek dink nie miskien vanaand nie, miskien môreoggend, want jy gaan nie slaap nie. As jy Rigters 19 gaan lees, dan lees jy een van die gruwelikste verhale in die Bybel. En die vraag is, waarom het God hierdie goed nie vir ons weggesteek nie? Waarom het die Here nie net al die mooi goed in die Bybel opgeteken nie? Eenvoudig om vir ons te wys hoe sondig die mens se hart is en hoe nodig ons die Here het. Wat gebeur in Rigters 16? En ek wil nou nie vir u slaaplose nagte gee nie, maar gaan lees dit een of ander tyd, dan sal u sien hoe boos was die tyd wat Dawid in groot geword het. Die Bybel leer vir ons dat die inwoners van Gibea of die Benjamiete wou omgang met 'n man gehad het, 'n reisiger wat ingekom het in die land. Die Bybel sê dat die eienaar van die huis wat hom ingeneem het, hierdie saak as verkeerd beskou het. En hierdie man se byvrou was gegee aan hierdie klomp rampokkers. En die Bybel sê hulle daardie nag daardie vrou verkrag en verniel en haar dood agtergelaat. Wat doen hierdie man in Rigters 19? Hy kap haar op in 12 stukke. En hy stuur 'n stuk na hierdie deel van Israel en na die volk, en elke deel van die 12 stamme kry 'n stuk van hierdie vrou. Met die boodskap dat dit is wat in Israel gebeur, en die oorlog vind plaas, en die Bybel sê vir ons 80.000 man sterf oor hierdie gebeurtenis in die Bybel. Dink jy ons lewe in slegte tye? Dit klink al hoe beter, né? Suid-Afrika begin na al hoe beter plek klink. Want u sien, in daardie tyd was daar geen leier, daar was geen een wat reg uitgeoefen het of probeer het om reg uit te oefen nie. En die Bybel sê elkeen het gedoen net wat hy wil. Vanaand gaan ek 2 gedagtes hanteer. Die eerste gedagte is die probleem. Dawid sien 'n probleem in hierdie land waarin hy homself bevind. Hy sien 'n probleem onder sy eie mense en onder die vyandige magte. Hy sien 'n probleem en die probleem is sonde. Luister vriende, sonde het van die tuin van Eden af in hierdie wêreld 'n houvas gekry op die mense, want die Here sê ons word gebore in sonde. Sonde maak my nie 'n sondaar nie. Ek doen sonde omdat ek 'n sondaar gebore word. Baie keer sê ons vir ons kinders, as jy soet is jy 'n kind van Jesus, as jy stout is jy 'n kind van die duiwel. Dis 'n leuen. Ons almal word gebore as kinders van die duiwel en ons wil die begeertes van ons Vader doen. Het jy jou kind geleer lieg? Hoekom lieg hy? Van so tjokkertjie af. Hy kan skars 2 woorde praat, maar hy weet wat dit is om te lieg. Het jy jou kind geleer om 'n tantrum te gooi? Nee, hy doen dit van self, want hy word so gebore. Het jy jou kind geleer om kwaad te raak en die arend so in sy nek bult? En hy voel hy sê jou verwrig as hy kon. Het jy dit vir hom geleer? Nee, dit kom uit sy hart. Hy word so gebore. En dis presies wat Dawid ook in hierdie Psalm 10 en in ander psalms met ons oor praat. Die probleem is, die sonde van die mens dryf hulle na uiterstes toe. En sommige is erger as ander, ons weet dit, maar ons almal word sondaars gebore, en dit lyk vir Dawid of die sonde net eskaleer. Hy sê, o Here, waarom staan U so ver weg, en hou U verborge in tye van benoudheid? In trotsheid vervolg die goddelose die elendige, Psalm 10 vers 2, laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het, want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel, en hy seën hom wat onregverdige wins maak, en hy verag die Here. Dit klink amper of Dawid hier in die straat afbly, en in Suid-Afrika die koerant gelees het, want in Suid-Afrika juig die goddelose oor die begeerte van hulle siel, en as 'n ou 'n paar rand kan maak onder die tafel deur, dan dink hy is 'n hero. Is dit nie wat gebeur nie? Daar staan in Kandla, ons kan maar net praat daaroor. Ons kan nie daar gaan bly of vakansie hou nie, maar die gedagte is maar net,
onregverdige wins, en as jy ietsie kan maak uit iemand uit, is jy lyk my vandag 'n hero in hierdie land wat ons onsself in bevind. Die goddelose met sy neus in die hoog drink tee saam, en hy ondersoek nie en sê, daar is 'n God, wat eendag rekenskap van my sal eis nie. Sy wees is altyd voorspoedig, dis wat Dawid sien. Hy sien hoe hierdie rampokkers maak wat hulle wil, hy sien hoe hulle inval doen, en hoe hulle steel en allerhande boosheid bedryf. Hy sê in sy hart, vers 6, ek sal nie wankel nie. Is dit nie presies in ons land wat gebeur nie? Die goddeloses dink hulle gaan nooit sterf nie. Hulle dink hulle kan aangaan soos hulle wil. God sien hulle nie. Daar is in elk geval nie 'n God nie. Dis my voorvader se seën wat hy my gee, daarom floreer ek in 'n land waar ek eintlik steel en roof en bedrog pleeg. Ongelukkig baie van ons eie mense spring in en sê, luister, daar is nog net 'n stukkie van die koek oor. So kom ek kyk, wat kan ek uit hierdie hele besigheid uitkry? Hy loer in die skuilhoek soos 'n leeu in sy lêplek. Hy loer om die ellendige te vang. Hy vang die ellendige deur sy net toe te trek. Ek wil vir u sê, hoeveel bedrog is daar, hoeveel leuns is daar. Gaan praat maar oor die algemeen met mense. Jy kry vir A om by jou huis werk te kom doen. En na die derde ou wat jy kry en R100,000 later is die werk nog nie reg nie. En elkeen maak sy paar rand uit die ander een uit. En ons sien die boosheid wat eskaleer. Ek gaan dit vir u opsom. Hoe die goddeloses en die kriminele in Dawid se tyd gelyk het. Die Bybel sê hulle was selfgesentreerd, vers 3. Hulle gee nie om oor ander se verlies, of se hartseer, of se trauma, of hulle skade aan te doen nie. Dis wat Dawid sê, gaan lees die Psalm. Vers 3 en 4, die goddelose verag die Here. Hulle is hulle eie God, en hulle sê vir jou, waar is God? Wys my waar is hy, bring hom af dat ek hom kan sien. En soos 'n man onlangs gesê het, nadat 'n golfer oneerlik was in 'n groot wedstryd, en hierdie man half deur die media onskuldig bevind is, toe sê die man, nou waar is God in die hele saak? Ek wil vir u sê, as God elke goddeloosheid moes straf op daardie oomblik, dat dit nie een van ons vanaand hier gesit nie. Maar dis wat die goddelose doen. Hulle kom en vir die geringste sê hulle, waar is God? In plaas van om God te dank, dat hy nie elke keer ons oordeel nie, maar vergifnis bied, sodat ons dan ook redding kan ontvang. 'n verdere gedagte wat in hierdie Psalm na vore kom, is die goddelose is arrogant. Vers 5, dink hulle kan maak soos hulle wil, wanneer hulle wil, met wie hulle wil. Die goddelose is vol valse selfvertroue, vers 6. Hulle dink hulle sal nooit gevang word nie. Nou in Suid-Afrika, as jy gevang word, kry jy spesiale behandeling, en dan kry jy amnestie. Dan is die president goed so voor Kersfees en hy sê, wat se misdadigers is nie A++++ kandidate nie. Kom ons stuur hulle terug in die samelewing, dat hulle verder roof en steel. En daarom dink die goddeloses, hulle sal nooit gevang word nie. Maar daar is 'n ou spreekwoord wat sê, slim vang sy baas. Daar sal 'n dag aanbreek dat die goddelose voor God sal staan. Die goddelose is vol geweld. Vers 8 tot 10. Gewoonlik meer as een. Hulle doel is om te vernietig. Dink by jouself, as jy man tot man met iemand praat, of daar 'n konfrontasie kom, is hulle baie rustig. Maar wanneer hulle 5 of 6 is hulle grootmond, en hulle probeer intimideer, en hulle probeer jou vrees aanjaag by jou. Dis wat die goddeloses doen, nie net in Dawid se tyd nie, maar ook vandag. En dan sê Dawid vers 11, op die oog af, lyk die goddelose vreesloos. Nou dit is die tydsomstandighede van Dawid, en dit is waaroor hierdie Psalm gaan. En nou is daar vir ons 'n oplossing. Want u sien, Dawid kom nie net en hy stel die probleem nie. Hy skilder nie net die goddelose en laat ons daar met moedeloosheid, en dat ons hier uitstap en ons seil op die grond en ons sê, wat gaan ons doen nie? Dawid gee 'n oplossing. Want u sien, daar is 'n God in die hemel wat weet wat aangaan. Psalm 10 vers 12, staan op, Here, o God, hef u hand op, vergeet die ellendiges nie. So Dawid kom met hierdie betoog, hy sê in vers 13, die goddelose, waarom verag hy God en sê in sy hart, u soek dit nie, u het dit gesien, want u aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee, aan u gee die ongelukkige dit oor, u was 'n helper van die wees,
Verbreek die arm van die goddelose en die slegte. Besoek sy goddeloosheid totdat u niks vind nie. Die Here is koning vir ewig en altyd. Die heidene het vergaan uit sy land. Here, u het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk, u oor sal luister, om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie. U sien vriende, die groot saak wat ons hier vind is, dat die Here nie slaap oor dit wat aangaan in die wêreld nie, en in Suid-Afrika nie. Die uitstel van God se oordeel is nie die afstel van God se oordeel nie. God stel die oordeel uit omdat hy genade wil bewys, maar hoor dat ek u sê, daar is 'n kosbare boodskap hierin, dat God tydelik, nou hier op aarde, alreeds die misdadiger aan die pen laat ry, in 'n mindere of 'n meerdere mate, en dan ook die regering aanstel om hierdie opdrag van hom uit te voer, en as hulle dit nie doen nie, sal God van hulle rekenskap eis. Dis die profetiese boodskap van hierdie Psalm, dat daar 'n dag sal aanbreek, dat God 'n finale oordeel sal vel, omdat hy die alleen God is, wat reg en geregtigheid in die ware sin van die woord kan laat geskied. Kom ek lees gou vir u, wat staan in Romeine 13. Dit gaan oor die tydelike regering. Die Bybel sê, laat die mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Ek onderbreek net gou hier. Ek het vir julle aan die begin gesê, ons is besig met die boek Daniël by ons huisgodsdiens. Daniël en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach, Abednego, word ongeveer op 12-jarige ouderdom uit hulle land weggevoer as bannelinge, met ander woorde as gevangenisse. En hulle kom by 'n vreemde koning aan, Nebukadneser, wat 'n afgodsdienaar was. En wat doen Sadrag, Mesach, Abednego en Daniël? Die Bybel sê hulle verontreinig hulle nie met die sonde van die land nie, maar hulle respekteer die leier van die land en laat hom aan God oor. Wat self later Nebukadneser laat gras eet uit soos 'n dier, totdat Nebukadneser hom tot God bekeer het. Maar daar het baie jare verbygegaan, waarin Daniël en sy 3 vriende 'n voorbeeld moes wees vir hierdie goddelose mense. Ek wil vanaand vir u sê, ek is nie blind vir wat in Suid-Afrika aan die gang is nie. Ek kan sien die boosheid en die goddeloosheid wat eskaleer. Die meeste van ons polismanne word vasgevang deur bedrog en leuns en is dikwels en is bewys en oor die media lees ons daarvan dat hulle deel is van rampokkers en van mense wat steel en bedrog pleeg. Ons weermag, ons staatsamptenare, vriende, luister, God het hulle aangestel. Of ons nou dink dis reg of nie. Ons weet dat God ook dit ten goeie sal laat meewerk vir sy ewige koninkryk, al lyk dit of ons tydelik skade ly. Ek het onlangs vir mense gesê, ek wil vir al die geld in die wêreld nie Cyril Ramaphosa wees nie. Ek wil nie Joe Biden wees vir al die geld in die wêreld nie. Want hulle sal 'n groter oordeel ondergaan. Moenie dink as jy 'n leier is op aarde en jy verdien hierdie massiewe klomp geld en jy kry op ander maniere ook geld bymekaar, dat God daardeur beïndruk word nie. Gaan kyk na hulle almal, hulle word ouer. En hulle is op pad na die graf toe. En na die graf is daar nie 'n ANC kantoor of een of ander een na wie toe hulle kan vlug nie. Hulle sal voor die God gaan staan wat skepper van hemel en aarde is, wat vir hulle asem en lewe gegee het, en vra rekenskap vra van hoe hulle hierdie land regeer het en die posisie gevul het waarin die Here hulle geplaas het. Ek lees vir u vers 3. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Ek wil u vra dat u ook hierdie saak sal sien, dat jy lof ontvang as jy reg doen. Vers 4, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy's 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf.
Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Wat ek vanaand vir u probeer sê, ons regering en ons regeringsamptenare is alles behalwe dit wat ons miskien in gedagte het. Maar moet nooit verby die saak kyk dat God hulle aangestel het en dat hy eendag van hulle rekenskap gaan eis nie. Wat is jou en my verantwoordelikheid? Doen wat goed is. Moenie jouself vergryp aan mag nie. Moenie betrokke raak met boosheid en oneerlikheid en sonde en sleg sê en allerhande dinge nie. Vra die Here om jou hart te rig na hom wat in beheer is. Spreuke sê vir ons, die Here lei die hart van 'n koning soos 'n waterstroom waar hy wil. Daniël 2 sê dat die Here stel konings aan en die Here stel konings af. Daarom het Dawid ook as leier besef dat al is hy koning geroepe deur God, het hy nog selfs nie die vermoë om sy land vry te maak van sonde en ongeregtigheid nie. Daarom het hy tot die dag van sy dood homself in oorloë bevind en selfs sy eie mense moes hy dikwels streng aanspreek omdat hulle die weë van God vinnig verlaat het. Dr. Jill James skryf, verskoon maar die Engels, maar ek lees dit so in Afrikaans, my Engels, dat u sal verstaan. Hulle sê ek lees plat boere Engels. Nou die dag bel ek een van hierdie call centers. En na die derde woord sê die persoon, ag, ek kan maar Afrikaans praat, ek kan hoor hier's Afrikaans. Toe sê ek, very much thank you. Okay, so kom ons probeer maar vir een Engels lees, wat sê Dr. Jill James oor hierdie saak. Hy sê, good government can help reduce crime. Only God can eradicate it. Therefore, while Christians should always be in favor of good government and effective police, the truth is, our true hope is in the intervention of the just God. Hoor wat sê hy? Hy sê David was the government and he put his hope in God. Dit was vir my so kosbaar, toe ek dit lees. Hy was die regering, maar hy het sy vertroue in God gestel. There is a lesson in that. Whatever police or army patrol plans David implemented when he became king, his final solution to the indissoluble problem of crime was to call on God for justice, or to call to the God, on the God of justice. Die hele gedagte, vriende, wat Dr. Jill James hier neerpen, en wat Dawid ook vir ons leer is, Dawid is die regering op daardie stadium. Hy lewe in 'n moeilike tyd, in 'n moeilike oorgangstydperk van die rigters na waar hy tans as koning regeer. En hy besef daar is een wat kan help, en dis die God van hemel en aarde. En dis die gedagte vanaand, wanneer laas het u vir u polisie en u weermag en u regering gebid? Ja, maar ek het nie vir hulle gestem nie. Who cares? Jammer vir die Afrikaans. Dit gaan nie oor vir wie jy gestem nie, dit gaan oor wie het God aangestel. Ja, maar hulle is deur bedrog aangestel. Who cares? Die feit is, hulle is in beheer en God het hulle daar gestel en God gaan hulle oordeel, maar ook vir my en jou. Daarom moet ons vir hulle bid. Ons as gesin pleit dikwels in die aand en ons vra, Here, dat U ons polisie en ons justisie en ons land en ons regeerders en ons kabinet en ons parlement, dat U hierdie mense sal red. Dat hulle sal besef, U is die God wat hulle aangestel het en dat hulle wyse en verstandige leiers sal wees. Wanneer laas het U en ek vir hulle gebid, ernstig gebid? Want U sien, ook hulle sal deur God geoordeel word, soos U en ek. Dawid is die regering, hy beroep homself op God, want hy weet God is die uiteindelike een wat in beheer is van alles, en dat God die een is wat geregtigheid sal laat geskied, en die een wat eendag sy koninkryk gaan kom vestig. En dit bring ons by die einde van ons boodskap. U sien, God sal oordeel op sy tyd, sy plek en sy manier. Daarom kom die waarskuwing uit die Bybel daar in Romeine 2 vers 5.
maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. So seker soos ons vanaand hier sit, en u vir my kyk en ek vir u, en u my sien en ek u sien, so seker sal daar 'n dag aanbreek, waar God elkeen se werk in die gerig sal bring. Nou vriende, ek wil nie na die wederkomskaart verwys en dit vooruitloop nie, maar as ons hierdie kant kyk, dan sien ons hierdie oordeelstroon van die Here. Die Bybel praat van die groot wit troon oordeel, waar die Here dan ook die goddeloses dan in die poel van vuur sal werp, waar hulle geoordeel sal word. Ek wil u vra as u bietjie dink aan die goddelose, dink aan die dag van oordeel, dink aan die poel van vuur, en begin ernstig vir hulle bid. Want het gaan nie 'n tydelike straf wees nie. Dit gaan nie vir 6 maande of vir 8 maande of 'n vage vuur wees, waardeur hulle gereinig word om in die hemel in te kom, soos die Katolieke ons leer nie. Die Here praat van 'n ewige straf wat wag vir die goddeloses. Maak seker u en ek is nie deel van hierdie goddeloosheid nie. Matteus 10:26 is Dawid se gedagte ook in Psalm 10. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ek wens ons wil God meer vrees as mense. Ons sien mense en ons vrees en ons bewe, en ons vergeet daar is 'n God wat in beheer is. Dis baie keer moeilik om deur die geloof vas te hou aan die beloftes van die Here, maar luister, daar sal 'n dag aanbreek wat God elkeen sy werk in die gerig sal bring. Prediker 12 vers 13 sê die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. So die probleem is daar, ons probeer nie soos 'n volstruiselskop in die grond druk nie. Ons leef in 'n land vol bedrog en geweld, 'n regering wat nie eties is nie, boosheid wat in die polisie en die justisie plaasvind. Ons kan dit nie wegsteek vir mekaar nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, in Dawid se tyd was dit presies so. Dit was miskien nog erger gewees. Maar hy as koning het sy vertroue in God geplaas, en een ek moet vanaand ook dit doen, want die oplossing lê nie in die krag van 'n mens, of in die mens se vermoë nie, maar in die God wat hemel en aarde geskaap het. U sien, ons hoop en verwagting is nie vir vrede op aarde nie, maar eerder, soos Jesaja 9 vers 5 vir ons sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ek wil vanaand vir u sê waarvoor ons die meeste bid as ons huisgodsdiens hou, is vir die kerk van die Here Jesus op aarde. Weet jy waarom lyk dit in Suid-Afrika so? Omdat die kerk niks anders as met geestelike hoerery besig is nie. Die meeste kerke vanaand, sy predikante is dienaars van die duiwel en nie dienaars van God nie. Dit gaan vir hulle meer oor geld as oor die heiligheid van God. Dit gaan vir hulle meer oor om gay huwelike en gay mense te aanvaar as om die heiligheid van God te preek. En God bring sy oordeel oor Suid-Afrika en die wêreld. Waarom? Want ons wil die Skepper God, die een wat sy seun gestuur het, uit die kerk uit wegwerk. Hy is nie welkom in die kerk nie. Daarom is kerke vanaand toe. Daarom sal jy sien dat mense as hulle die deure oopsluit oor alles en nog meer sal praat, maar nie oor sonde en oor heiligheid en oor God se oordeel nie. Ek wil vanaand vir u sê, ons moet maar net verstaan dat die regering wat oor ons aangestel is maar ongelukkig ook 'n produk van ons afvalligheid van die Here. Gaan na Stellenbosch se kweekskool, gaan na Pretoria, gaan na die Pikke, gaan na
al hierdie universiteite toe en jy gaan min. Jy gaan nog, maar jy gaan min vind. Wat nog lief is vir God, lief is vir sy woord, lief is vir sy waarheid. Jy gaan baie min vind. Daarom is die probleem vanaand 'n geestelike saak. En soos Dawid sy volk begelei het na die Here en daar in die tyd van Salomo 'n kosbare vrede gekom het, so moet ons ook vra, Here, bring die kerk weer terug na U, die vredevors, sodat U weer deur die kerk in die land 'n boodskap sal uitstuur van verlossing, van redding, en dat daar 'n oplossing is vir die sonde in die Here Jesus Christus alleen. Die probleem van ons tyd is dat die mense wat met sonde stoei en vasgevang is in hulle boosheid, na die kerk kom en hulle kry nie meer 'n antwoord nie. Ek het vanmôre, of ek het in die week wat verby is, met iemand gepraat wat by 'n doopdiens was, soos vanmôre se doopdiens. En hy sê, die predikant het die hele tyd, 15-20 minute, ek weet nie hoe lang praat hulle nie. Miskien het hulle minder asem as ek, of ek weet nie, minder energie. Maar het hulle gepraat oor waarom ons nie gay huwelike mag teestaan, en kinders wat gebore word, moet sê watter identiteit is hulle nie. Hy moet maar self kies, seentjie, dogtertjie. Dis wat 'n predikant by 'n doopgeleentheid van 'n kansel sê, en niemand ruk hom daar af, en sê vir hom, kind van die duiwel, maak het jy wegkom uit hierdie plek waar staan kerk van Jesus nie. Is dit nie meer die moed van ons oortuiging nie? Ons aanvaar al hierdie dinge. Laat predikers sê wat hulle wil, laat kerkrade sê wat hulle wil, laat die land sê wat hulle wil. Ons is doodstil want ons wil nie aanstoot gee nie. Dawid het opgestaan, hy het afgodediens uitgeroei. Dawid het as koning, man van God, gepoog om weer die volk terug te bring na die Here, en ek wil vir u sê, dis die behoud van ons land. Maar ook aan die einde wil ek vir u sê, daar sal nooit weer 'n tuin van Eden wees nie. Daar sal nooit weer 'n tyd aanbreek waar sondeloosheid op aarde sal heers nie. Die Here sal hierdie aarde, u sal sien hier, en die hemele verbrand, en hy sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons gee, waarop geregtigheid sal woon. Sien u nie uit daarna nie? Ek stoei baie keer met my sonde. En met tyd daar sê ek vir myself, Gerard, ek verlang om by Jesus te wees. Want ek sien nog baie keer in my eie hart die opstand teenoor dit wat miskien reg en die waarheid en dit wat God in sy woord vir ons gee, wat soms my menswees aanvat en vir my kom leer, jy moet minder word, sodat die Here meer kan word. Daarom wil ek vanaand vir u sê, Dawid skryf in hierdie psalm, en die profetiese boodskap hierin is, Openbaring 19, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie kroon, en hy die naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God, en die leers van die hemel het hom gevolg, op wit perde beklee, met wit en rein en fyn linne, en uit sy mond gaan 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het die diere en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leers, of sy leer, en die dier is gevangene geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swavel brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan, van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Wat probeer ek vir u sê? Daar gaan 'n finale oordeel plaasvind. Sorg dat u aan die regterkant is. Nie regs soos in politiek regs nie, maar aan die regte kant, die kant van die Here. Sluit vrede met God deur Jesus Christus,
Want hierdie wêreld gaan al hoe slegter en slegter raak en al hoe meer verval, want hulle haat die God van die Bybel, want hulle wil sy heerskappy nie op hulle hê nie. En die finale oordeel is al reeds aangekondig, gaan lees jou Bybel. Die Here sla die wenner. Hy is nie in 'n armdruk kompetisie besig nie, hy het klaar gesê wat gaan gebeur. Hy is besig om alles te bestuur volgens die raad van sy wil. Jou en my verantwoordelikheid in die interim tyd is. Sien die sonde en die probleem wat daar is, maar wees die oplossing deur Jesus Christus te verkondig aan 'n wêreld vol boosheid, al kos dit jou lewe. Die Engelsman sê it's a tall order. Maar luister, die ewigheid saam met Christus, is dit werd. Is dit werd. Wat is die probleem? Die probleem is sonde. Dis wat Psalm 10 ons leer. En wat is die oplossing? Jesus Christus. So eenvoudig soos dit. En nou kan u miskien sê, maar hoekom het jy nie net hierdie skyfie aan die begin gewys nie? Nou hoef ons nie alles te gehoor het nie. Maar ek vat 'n lang draai om uit te kom by hierdie een skyfie. Die probleem is sonde, die oplossing is Jesus Christus. As jy hom vanaand nog nie ken, nie vlug na hom. Hy's redder, hy wil jou ewige lewe gee, hy wil 'n verskil in jou lewe maak, sodat jy ook ander kan vertel van hom, en eendag in sy heerlikheid kan wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie kosbare waarheid, en dat ons ook in die lewe van Dawid kan sien, dat hy sy toevlug na u geneem het. Mag ons ook ons toevlug na u neem, in hierdie goddelose bestel, waarin ons onsself bevind. Here, dit is vir my skrikwekkend, as ek sien hoe kerke besig is om al hoe minder die waarheid van die woord te preek, omdat hulle die God van die Bybel nie meer lief het, en wil staan vir sy waarheid nie. Hoe treurig, hoe hartseer, en Here, hoe aangrypend om te dink dat ons juist die goeie nuus het. Ons het die oplossing vir die sondeprobleem in ons land. Sy naam is Jesus Christus. Ons vier sy geboorte een van die dae. In ons inkopiesentrums word liedere gespeel oor hom. En tog sê die kerke weg moet hom. Want sy standaard is te hoog en hy is te heilig. Ons weet dit. Daarom sê vir ons, Here, u nooi ons, sodat u ons kan beklee met u kleed van geregtigheid. En sodat ons in u vrede en veiligheid en genade en hoop kan beleef. Daarom pleit ek by u dat Psalm 10 vir ons, Psalm sal wees wat ons harte sal versterk, en Here, ons sal aanmoedig om ons allerbeste vir u te gee. Help ons om in hierdie land 'n verskil te maak, hoe gering ook al, sodat ander Jesus in ons kan sien. Amen.